Dis sommer baie lekker om mekaar ook te groet op hierdie Vrydagoggend, die 6de Junie. Dis Pinkstertyd en eerskomende Sondag is dit Pinksterfees. Ons nooi ieder en elk ook uit na die nagmaalsgeleentheid en mag die Heilige Gees deur die tekens van die nagmaal weer eens die kosbaarheid van God se genade vir ons kom openbaar en mag dit vir ons genesing bring. Geliefdes, ons lees daarom net soos gisteroggend weer Galasiërs 4 vers 6 tot 7. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Genade beteken dat jy God belewe as Vader en dat jy jouself belewe as kind van God, net soos dit hier staan. In Paulus se brief aan die Galasiërs probeer hy om die verskil tussen 'n seun en 'n slaaf te verduidelik. 'n Slaaf moet al die wette en reëls van die huishouding nakom, anders loop hy gevaar om gestraf of selfs verkoop te word. Maar 'n seun word nie verwerp of weggejaag as hy foute begaan nie. 'n Slaaf moet gedurig presteer om sy eienaar te beïndruk en in die guns van sy eienaar te bly. Maar 'n seun geniet die volle guns van die ouer huis. Hy hoef nie sy ouers met prestasies te beïndruk sonder ophou nie. 'n Slaaf aan die ander kant, as 'n slaaf misluk in sy posisie in die huishouding, dan is sy woonadres, sy posisie in die huishouding in gevaar. Hy beleef geen sekuriteit of veiligheid nie. Maar 'n seun se mislukkings maak nie 'n verskil nie. Hy weet hy is veilig. Hy geniet die sekuriteit van die huishouding ten spyte van sy foute. Hy beleef liefde en aanvaarding onder alle omstandighede. 'n Slaaf se posisie in die huis is afhanklik van sy suksese. 'n Seun se posisie word bepaal deur sy verhouding met sy ouers. En daarom, 'n seun word aan die Vader gebind deur die bloedband. En daarom, deur die bloedband van ons Here Jesus Christus met ons, word ons verbind tot die kosbare kindwees van die Vader. En as 'n mens dit verstaan, dan verstaan jy dat innerlike genesing is afhanklik daarvan dat ons die Here se genade moet beleef. En die kan ons net beleef as ons staat maak daarop dat die Heilige Gees dit vir ons kom verstaanbaar maak, die begrip vir ons oopsluit. Dit beteken dat ons afhanklik daarvan sal wees dat genade die enigste sekuriteit en geborgenheid van die Here se liefde in ons lewe behoort te wees. En dat ons die Here moet belewe as ons Vader. Wat 'n wonderlike stuk genade is dit nie? Dis belangrik dat ons onsself moet beleef as sy kinders. Dit sal ons bevry van skuldgevoelens en die pyn van die verlede. Dit sal ons harte vul met hoop vir die toekoms. Dan alleen kan ons die troos van die Heilige Gees en ons harte laat binnestroom en ons gemoed laat nuut word. Ons moet onsself daaraan herinner dat ons kinders van 'n genadige Vader is en nie slawe van 'n slawe-eienaar nie. Daarom, Galasiërs 5 vers 1, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Wat 'n wonderlike wete is dit nie? En mag ons daarom in hierdie Pinksterweek bid dat die Heilige Gees die begrip van genade en van kind wees van die Vader 'n realiteit in ons lewe maak. Ons bid dit vir ons gemeente en mag die Here deur die werking van die Heilige Gees dit 'n realiteit maak en mag ons innerlik nuut word deur die Heilige Gees se werking rondom die mooi van hierdie genade. Amen.